Goeiedag, wat 'n voorreg vir my om die woord van die Here met jou te kan deel. En ek spesifiek met jou praat vandag oor die krag van die seën wat gespreek word. En dit is die seën soos 'n blessing. So mooi om 'n seën oor mense te kan spreek, om 'n seën oor jouself te kan spreek. En daar's soveel wat ek met jou wil deel in hierdie boodskap. God het in Genesis het hy geskep, die son, die maan, die planete, die sterre, die diere, die land en die see geskei en in Genesis 1 vers 28 sien ons dat God die mens gemaak het en hulle geseën het. Dit wat God ook al gemaak het hy geseën. En ek sien letterlik hierdie prentjie asof God het geskep en hy het so tree terug gegee en het gesê, "Wow, dit is goed." Alles wat God gemaak het was perfek, is perfek. God maak nie iets half nie, hy doen nie iets half nie en alles wat hy geskaap het hy kom seën. So ek wil Genesis 1 vers 28 wil ek vir jou lees. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." Ek is verskriklik lief daarvoor om in die natuur te kom. Dis vir my so lekker om bome te kan sien hoe uniek het die Here elke boom gemaak, elke plantjie gemaak. Ek het in die week van ons kerkleiers het ons so 'n bietjie gaan stap daar in die botaniese tuine en daar agter die dam is daar so lekker wandelpad wat so opgaan met trappe en met paadjies. Daar's verskriklik mooi plante groei daarso. Ek hou verskriklik baie van vetplante. As jy by my huis moet instap, sal jy sien hoe baie verskillende woestynrose het ek daarso. Nou die Bloemfontein staan bekend as die rose stad, maar ek weet ons is deur 'n tyd waar daar nie baie reën was nie en veral so 'n jaar of 2 of 3 terug was daar verskriklik droogte gewees en ek dink in daai tyd het die mense baie meer woestynrose geplant as wat hulle die gewone mooi rose geplant het, maar ek het net besef hoe selfs 'n vetplantjie soos 'n woestynroos so mooi is, so mooi kan uitspruit en kan groei en ook nie noodwendig baie water nodig het nie. En as ek so kyk na die diere wat die Here gemaak het, elkeen se spesifieke samestelling, hoe elkeen verskil en die name verskil en die spesies verskil. En dan wil ek dit terugtrek na ons as mens, hoe uniek die Here ons geskaap het. En toe die Here ons geskaap het hy gesê, "Wow, dis mooi, dis uniek, dis spesiaal, dis perfek." Ek en jy is geskape en ons is gebore in 'n gebroke wêreld. Daar's soveel tekorte, daar's soveel dinge wat nie reg is nie. Maar ons fokus moet nie daar wees nie. My fokus is op hoe uniek die Here ons geskaap het en hoe die Here spesifiek alles in stand hou. Ek sit vanoggend met iemand in gesels en ek besef toe ek en die persoon sit en ons sit in die buitelug en gesels, toe is daar 'n so vars briesie wat waai en dit kom by my op daai stadium hoe die Here alles in stand hou. Laat dinge nie uit proporsie geruk word nie en hoe die Here daai spesifieke briesie daar gesit het sodat daar koeligheid kan wees. Die Here sit die son in die dag, laat daar lig kan wees, laat daar hitte kan wees, laat daar beskerming kan wees, laat plante kan groei. Plante het die son ook nodig vir fotosintese en al daai prosesse en hoe die maan weer in die aand spesifiek daar geplaas is sodat daar ook lig kan wees. En het jy geweet dat die maan is nie 'n bron van lig uit sy eie uit nie? Hoe amazing het die Here dit bepaal en dit beplan dat die maan se relatiewe posisie teenoor die son maak dat hy reflekteer, maak dat daai lig reflekteer, sodat daar genoegsame lig in die nag nog steeds is, maar ook dit van so aard kan wees, dat ek en jy kan gaan slaap. Dis nie lekker as mens gaan slaap en ligte brand nie, wanneer ek gaan slaap in die aand wil ek donker hê, en ek wil hê dinge moet stil wees, en die Here het alles spesifiek so in plek gesit, die son by die dag, maan in die aand, sterre, wolke, die diere, die gras, die bome, die veld, en hy het alles geseën.
Ek wil vir jou sê vandag, die Here het vir jou en vir my kom seën. Ons dien 'n God wat seën. Ons dien 'n God wat jou elke dag wil seën. Hy spreek sy seën oor jou uit. Hy spreek sy goedheid en sy guns oor jou uit. Ek en jy is nie alleen nie. Ek en jy hoef nie vas te kyk aan die tekortkominge nie. Ek en jy hoef nie oorweldig te wees met die vloek en die verkeerd en die dinge wat al skeef geloop het in ons lewens en in die wêreld nie. Ten spyte van dinge wat skeefloop, dien ons 'n God wat seën. Dien ons 'n God wat dinge kan regtrek en dien ons 'n God wat dinge kan omdraai in jou guns. En hy bly 'n God van seën en daarom het hy ons geskape om te kan seën. Hy het ons in plek gesit en dit was die oorspronklike plan van Adam en Eva toe die Here hulle geskape het om te kan heers, om die plante name te kan gee, om die diere name te kan gee, om voorlopers te kan wees en om God te kan verteenwoordig. En weet jy hoe amazing het God dit gemaak, dat Adam en Eva was nie geskape in die tuin, hulle is eenkant gewees nie. Daar's skrif wat sê, Adam walked and he talked with God. Hy het met God gewandel en God het hulle geskape in sy ewebeeld. So God gee vir die mens vyf opdragte, as ek het uit hierdie Genesis 1 vers 28 kan uithaal. In die eerste plek het hy gesê, wees vrugbaar. So dit is God se plan dat ons sal voortplant, dat ons sal vermeerder. In die tweede plek, dis die woordjie wat ek eintlik nou gesê het daarso, vermeerder. En in die derde plek, vul die aarde. Dat ons die aarde sal vul. Die Here het nie net een renoster gemaak en nou is dit die een renoster vir die afgelope 1000 jaar nie. Die Here het 'n renoster geskape en daar was voortplanting en daar was nog renosters en daar's 'n wit renoster en daar's 'n swart renoster en daar's 'n groter een en daar's 'n mooier een en daar's 'n unieker een en daar's 'n sterker een. En as ek kyk na mense wat boere wat boer met verskillende beesrasse en so, hoe uniek hulle is en hoe mooi hulle is en hoe die verskillende genetiese spesies en sommiges is meer weer vir vleis en anders meer weer vir 'n vel en anders weer meer vir melkprodusering en hoe uniek God elke dier en elke spesie gemaak het. En voortplanting is mooi. En daar kom soveel mooi. As ek kyk hoe mooi die Here my dogters, my en my vrou se dogters geskape het. Ons kan nie roem daarop laat dit is net ons nie. Die Here gee saad. Die Here gee saad en hy maak dat daar voortplanting kan wees wanneer 'n man en vrou saamkom, dat daar daai mooi voortplanting van kinders kan wees. Dat daar daai mooi voortplanting van 'n bok kan wees, van 'n skaap kan wees, van 'n voeltjie kan wees. Die Here seën dit, want dit is sy hart dat daar voortplanting sal wees. En die Here sê toe vir Adam en vir Eva, onderwerp dit. En heers. Hier is 'n baie belangrike woord waaroor ek en jy kan praat. Die Here het nie vir Adam en Eva in die tuin van Eden geplaas en hulle geskape en gesê, okay, nou gaan sit julle agteroor en nou doen julle niks nie. Nee, die Here het vir Adam en vir Eva werk gegee om te doen, om te kan heers. So reg van die begin af was dit God se hart dat die mens sal heers, dat die mens in beheer sal wees, dat die mens leiding sal neem. En laat ons God se afdruk sal neerdruk op hierdie aarde. Laat ons sal voorloop. God se plan was nog nooit vir ons om te oorleef nie. Hierdie woordjie oorleef, en in die Engels praat dit van survive. Die Here se plan was nog nooit sodat ek en jy maar net sal survive nie. Inteendeel, gaan kyk na die woord van die Here, gaan probeer daai woord oorleef of survive in die Bybel soek. Ek het hom nog nooit teëgekom nie. Dis nie God se hart en sy plan dat ek en jy sal survive nie. En om dit net te maak elke maand en om 'n sukkel bestaan te voer nie. En om minder te wees. Dit was nog nooit God se plan nie. God se plan vir ons is sodat ons sal heers, dat ons sal voorloop, dat ons sal leiding neem, dat ons suksesvol sal wees. So God het homself in my en jou kom deponeer. As ek hy skrifgedeelte weer kan lees, God het ons in sy ewebeeld geskape. Wanneer mense na jou kinders kyk, dan sien hulle van jou raak. Wanneer mense na ons kyk, moet hulle iets
van God raak kan sien. Hulle moet sy karakter kan raak sien. Hulle moet sy liefde kan raak sien. Hulle moet sy grootheid kan raak sien. Hulle moet sy almag kan raak sien. En jy sal saam met my stem vandag, ek en jy is nie almagtig nie. Ek en jy ons is nie God nie. Maar ons is geskape in sy ewebeeld. So ek en jy kan gedeeltes van hom, kan ons reflekteer vir die mense om raak te sien. Ons kan hom tentoonstel vir mense. Ons is geskape in sy beeld en in sy gelykenis. Die woord geseënd of blessed in die Engels is makarios in die Grieks. So as jy nou vandag wil sê ek het 'n Griekse woord geleer, is dit die Griekse woordjie makarios. Makarios beteken to bless. Dit is om mense te kan seën. In die Ou Testament sou dit verwys na die rykes of die wat reg leef of die wat baie het of die wat 'n hoë lewe wat geseënd is. En hier sommer net so 'n paar woorde wat ek met jou wil deel. It's to be supremely blessed, by extension fortunate, well off, blessed and happy. Nou, Jesus kom vertel 'n storie en verwys na die geseëndes wat as nederig verwys word. Nou Matteus 5 vers 5 is eintlik 'n baie mooi skrifgedeelte wat sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Ek dink 'n belangrike ding waaroor ek en jy vandag kan praat is dat die seën van die Here of om geseën te wees is nie net finansies nie. Dit is nie net rykdom nie. Dit is nie net fisiese aardse besittings nie. Om geseënd te kan wees in die eerste plek, dink ek is baie belangrik dat ek en jy oor dit sal gesels, is om te kan weet dat ek en jy behoort aan die Here. Sy hand is op ons lewens. Wanneer laas het jy besef dat ek en jy is geseëndes omdat ons gesond is? Ek en jy is geseëndes omdat ons kan sê ons behoort aan die Here. Ek en jy is geseëndes sodat ons hande kan gebruik om te kan werk. Daar's soveel beroepe, daar's soveel werke en baie mense dink dis meer geseënd om 'n sekere werk te doen en dalk minder geseënd om 'n ander werk te doen. As jy jou beroep en jou werk doen na die beste van jou vermoë, dan is jy geseënde van die Here. Jy is al reeds geseënd. Jy moet net jou hande kan gebruik en jy moet net jou vermoë kan gebruik en jou krag kan gebruik en jou energie kan gebruik om te sê ek doen dit na die beste van my vermoë. Die Here seën ook. Wat seën die Here ook? Hy seën gehoorsaamheid. Genesis 22 gaan oor Abraham wat vir Isak moet gaan offer en Abraham se gehoorsaamheid was getoets. En op die einde van die dag, wat het God gedoen? Omdat Abraham gehoorsaam was om Isak op te vat na die berg toe en hy was op die punt om hom te offer. En toe sien hy daar's 'n lammetjie of 'n bokkie wat blær hier in die bos en dis asof die Here vir hom wys en sê ek vind jou gehoorsaam. Jy hoef nie jou seun te offer nie. Ek het jou getoets. Ek het gesien hoe gehoorsaam jy is. Daar is 'n bokkie of 'n lammetjie wat ek voorsien het. Die Here het hom geseën bo sy vermoë, bo sy verwagting, ten spyte van sy ouderdom. Toe Abraham en Sarah die belofte kry laat hulle nageslag gaan hê soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see. Weet jy hoe oud was Abraham gewees? Hy was 90 jaar oud gewees. Sy vrou was 60 jaar oud gewees. Nou ek weet nie van jou nie. Ek dink nie ek sien kans om op 90 jarige ouderdom vir eerste keer pa te word nie. En Abraham was getrou gewees in die Here se stem. Hy het die Here vertrou. Hy het vasgehou aan die Here se beloftes dat daar 'n nageslag gaan wees. En weet jy wat, selfs ek en jy is deel van daai nageslag. Deel van die seën van die Here. Ek wil hierdie ding sê vandag. Die seën van die Here is nie net vir jou nie. Moenie die seën van die Here vashou vir jou nie. As die Here jou soveel geseën het met finansies, word 'n seën in mense se lewens om van daai finansies uit te deel. En ek sê nie moenie wat ek vandag wil sê is moenie daai finansies so uitdeel dat jy jou eie gesin of jou eie geliefdes te nakom nie. Kyk eers altyd na jou familie, na jou gesin. En dan as daar ekstra oor is, wees 'n seën finansiëel vir ander mense. As die Here vir jou 'n talent gegee het, moet dit nie net vir jouself hou nie. Help ander mense om ook daai talente te kan bekom, sodat jy 'n seën
vir ander kan wees. En weet jy, hoe kan ons ook 'n seën wees vir mense? Jammer as ek die woord so baie gebruik vandag, maar ek kan nie genoeg praat oor die seën van die Here nie. Is om 'n seën uit te spreek oor mense. Moenie net dink 'n seën is finansies of 'n aardse ding of 'n talent nie. Ek en jy kan 'n seën vir ander wees deur dit uit te spreek oor hulle. Jy kan vandag die telefoon optel, iemand bel of vir iemand 'n WhatsApp stuur deur te sê ek dink aan jou vandag, ek bid vir jou vandag of waarvoor kan ek vir jou vandag bid en ek wil jou sommer net kom seën. Ek het dopgehou wat jy doen met jou lewe en ek wil net vir jou sê, jy's amazing. Jy's 'n blessing, jy maak 'n verskil en ek is daar vir jou. Wat seën die Here ook? Die Here seën 'n rein lewe. As ek en jy opreg lewe, as ek en jy kies om naby aan hom te wandel en om in sy voetspore te volg, die Here seën dit. En ek sien dit in Psalm 1. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. So wat is die antwoord hierso? Waar moet ek en jy geplant wees? Nie daar tussen die goddeloses nie. Ek en jy moet geplant wees by die Here. Wees geplant in hom, wees geanker in hom. Spandeer tyd met die Here. Kom by die Here uit. Vra vir die Here, Here, help my. Gee vir my wysheid, gee vir my raad. Hier sit ek met my potensiaal en ek sit met my talente en ek sit met my roeping. Help my sodat dit wat ek vandag doen, dat ek dit môre nog beter kan doen. En dit wat ek môre doen, dat ek 2025 nog beter te kan doen, sodat ek mense kan help om by die Here te kan uitkom. Hoe seën die Here ook? Die Here seën nie net 'n bietjie nie. Die Here seën in oorvloed. Ek dink so baie aan Dawid wat skryf in Psalm 23. Hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En eintlik voor dit skryf hy skryf my beker loop oor. Ek sien hierdie prentjie wat as die Here vir jou inskink, sy blessing, sy seën, dan gooi hy nie net vir jou 'n kwart glasie nie. Hy gooi nie vir jou 'n halwe glasie nie. Ek wil ook sê hy gooi hom nie laat hy tot net bo vol is nie. Die Here gooi vir jou laat jou beker oorloop. Ek hou van hierdie gesegde wat sê, man, as ek vir iemand vra hoe gaan dit, dan sê hy, man, dit gaan so goed met my, ek drink uit my piering uit. Ek drink my koffie of my tee, drink ek uit my piering uit, want my beker loop oor. En dis presies wat die Here met ons doen. Hy gee nie vir ons genoeg nie, hy gee vir ons meer as genoeg. Genesis 12 vers 2 sê, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Ek hou van die Engels wat sê, you are blessed to be a blessing. Die Here seën jou nie net laat mense na jou kyk en sê, wow, kyk hoe seënd is jy nie. Die Here seën jou, sodat jy 'n seën vir ander kan wees. So ons seëninge moet oorvloei na ander toe. Rick Warren het geskryf oor the 4 laws of blessing, die 4 wette van seën. En hierdie is onder andere die eerste ene wat sê dat ons seëninge moet oorvloei na ander toe. Daar's ook 'n gesegde wat sê it's more blessed to give than to receive. Ek hou van hospitaalbesoeke en dit is vir my so lekker om in 'n hospitaal in te stap en vir iemand wat 'n operasie moet ondergaan of dalk al reeds die operasie ondergaan het of 'n prosedure of wat dalk net behandeling moet kry in 'n hospitaal om vir sulke mense te gaan bid. En ons het 'n hospitaal besoekspan ook by ons gemeente wat lief is daarvoor om mense te gaan besoek en daar vir hulle te wees. En ek gaan eerlik met jou wees, daar was al dae wat ek so na hospitaal toe ry wat ek voel, ag man, vandag is my batterye 'n bietjie pap en ek het nie veel om te gee nie, ek het nie veel om te offer nie, ek het nie baie krag nie. En wanneer ek in daai hospitaalkamer instap en vir die persoon bid en ek stap uit, dan besef ek net, ek het nie gegaan in my krag nie. Ek het gegaan in die krag van die Here. En as ek uitstap, dan voel ek sommer of ek nuwe krag gekry het, net omdat ek die Here se hande was en die Here se voete was en die Here se stem was en die Here gaan verteenwoordig het. Weet jy wat is ek en jy eintlik? Ons is die Here se ambassadeurs. Ons is sy verteenwoordigers.
En jy hoef nie altyd 'n ambassadeur te wees deur te sê ek voel kragtig vandag en ek alles I have it all together nie. Partykeer gaan jy swak voel. Glo vir my, daar's sportmanne en vroue wat op 'n rugbyveld partykeer hardloop en sê vandag is ek op my swakste, maar net omdat hy 'n ander spanmaats om hom het wat hom help en wat hom vorentoe beer en hy kan sy beste gee, kan hy afstap van daai veld af en sê ek het dalk nie opgestap as my beste nie, maar ek het afgestap deur my beste te kon gee. En dit is so belangrik dat ek en jy sal besef dat die blessing wat die Here vir ons gee, die seëninge wat die Here vir ons gee, kan oorvloei na ander toe. Wanneer die ander seën, sorg die Here vir jou behoeftes. Wanneer jy kyk na ander, is die Here besig om te kyk na jou behoeftes. Die Here sal nooit toesien laat jy ander help en dan bly jy ongeholpen nie. Dit is so mooi ding hoe die Here deur jou kan werk tot ander. Jou seëninge aan ander sal terugkeer na jou toe. Lukas 6 vers 37 en 38 sê, en julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Wag, hier is so mooi. Hy sê spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk is en geskit en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle gee, sal weer aan julle gemeet word. En dit is vir my so mooi hoe dit geskryf word hier, so hoe die Here dit wat jy gee, dit wat jy aan ander gee en offer, sal weer terugkom na jou toe. En ek dink 'n belangrike ding wat ek en jy oor moet praat is, ons gee nie net om terug te kry nie. Ek gee nie vir my kinders liefde, sodat hulle elke dag verby my stap en elke keer dit vir my hoef terug te gee nie. Ek gee vir my kinders liefde, omdat ek 'n God dien wat liefde het, en wat liefde is. En dit is vir my die lekkerste ding om verby my kinders te stap, en net vir hulle te gryp, en 'n druk te gee, en 'n soen te gee, en net my liefde oor hulle te kan verklaar. En weet jy wat? Dit is so nodig, dat die wêreld daai liefde sal kan beleef. Laat die wêreld sal kan sien, die God wat ons dien, is 'n goeie God, is 'n liefdevolle God, is 'n God wat omgee. En daai liefde wat ek en jy aan ander bewys, sal weer terugkom na jou toe. Daai bietjie wat jy aan ander gee, sal weer terugkom na jou toe. Die Here sal ons nooit los op 'n plek wat ons minder het as wat ons voorheen gehad het nie. Die Here gee altyd baie meer. Daar's 'n gesegde wat sê, you can never outgive God. Dit bly so altyd by my. Dis meer geseënd om te gee as om te ontvang, maar dan as jy altyd 'n seëning, daar is altyd 'n seëning wat op jou wag, wat op die saad wag, wat jy gesaai het. Daar's geen boer wat saad in die grond sit, en daar kom nooit 'n oes nie. Ja, daar was al kere gewees wat boere saad saai, en die oes kom op, en dan is dalk miskien 'n misoes, of iets gebeur, maar dan is daar weer 'n volgende saad wat hy saai, en dan is hierdie perfekte oes, en dan is hierdie great oes, en dit maak op vir die vorige misoes. Ek wil vir jou sê, die Here sal nooit die saad wat jy saai, ongesiens laat verbygaan nie. En wanneer ek en jy saad saai, en ek praat nie net van fisiese saad nie, ek praat nou van saad van liefde, saad van 'n goeie daad, saad dalk van finansies, maar saad van hoe jy mense mooi hanteer, sal altyd, ek wil sê dubbel soveel, trippel soveel, na jou kant toe terugkom, as wat jy kon gee. Hoe meer die Here ons seën, hoe meer verwag hy dat ons ander sal seën. Moenie dit wat die Here vir jou gee, hou vir jou nie. Hy wil hê ons moet dit uitdeel aan ander. God se hart nog altyd was om te gee en om meer te gee as wat ons kan besef. Iemand wat die meeste kon gee van homself in die geskiedenis is Jesus homself. Jesus het geweet dat hy 'n perfekte offer gaan wees. Jesus het geweet wat sy lewensdoel was. Jesus het geweet dat hy tot die dood toe nie sy eie lewe lief gehad het nie. En een van die mooiste dinge wat Jesus gesê het, en dit is dat ek het nie aarde toe gekom om gedien te word nie, maar ek het aarde toe gekom sodat ek ander kan dien. Jesus Christus, die aand voordat hy gesterf het, die aand voordat hy gekruisig is, toe hy tyd met sy disippels spandeer, wat het hy gedoen? Een van sy laaste dinge wat hy gedoen het, was om af te buk
en voete te was. Mag ek en jy op hierdie aardbodem wandel, mag ons doen wat ons doen, nie met wat kan ander vir my doen nie, maar wat kan ek in die eerste plek vir die Here doen, en wat kan ek vir ander beteken. Die Here se seën is tot oorlopends toe. Hy sê, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek het daaroor gepraat. Ek dink aan die lied The Blessing, wat Retief Burger en Rihanna Nel so ruk terug vertaal het in Afrikaans, die seën. En ek wil dit vir jou lees vandag, en dit kom eintlik uit Numeri 6 vers 24 tot 26. Hy sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Ek gaan net 'n paar woorde uit daai lied vir jou aanhaal. Want hy sê die lied begin so, en dit kom nou direk eintlik uit Numeri 6 vers 24. Hy sê, die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, nie weg nie, hy draai dit na jou. Mag hy jou vrede gee. En dan die koorgedeelte is amen, wat net sê, so sal dit wees, mag dit so wees. En die ander gedeelte van die lied sê, mag sy guns rus oor jou lewe. Ek lees dit oor jou uit vandag. Vat dit as 'n seën en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie, jou kinders en hul kinders se kinders. En dan sê hy, mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan, langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou. In die oggend, in die aande, in jou doene en late, in jou hartseer en in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou. Dis my gebed vir jou vandag. Mag jy die Here se seën so kragtig beleef, en weet, dat daai seën wat die Here oor jou uitspreek, oor jou uitstort, is nie net daar vir jou nie. Dis vir jou kinders, en vir hulle kinders, en vir generasies wat na jou kom. En mag die seën van die Here ook jou kollegas impakteer, mense met wie jy in aanraking kom seën, en mag jy 'n seën wees vir soveel mense. Ek wil graag saam met jou bid. Vader, dankie dat U van die begin af, van die skepping, geseën het. Here, U het gemaak, U het geskape, en U het gesê, dit is goed, en U het dit geseën. Vader, ek wil bid vandag, laat mense wat luister, mense wat ingeskakel is op hierdie preek van vandag, en sommer net dit vat, Here, mag hulle besef hoe groot U is. Dankie dat wanneer U seën, Here, doen U dit nie net in 'n klein mate nie. U doen dit in so veel mate, dat ons bekers oorloop, Here. Here, dankie dat U seëning maak ryk, en dit U voeg geen hartseer daarby nie. Inteendeel, U vat die hartseer weg, en U gee vir ons vrede. Here, U vat die seer weg, en U bring genesing. Here, ek wil bid dat U elke persoon vandag sal seën met goedheid, met guns, met vrede, met vreugde, met talente, en met hierdie wete, dat U is by ons, Here. Dankie vir U liefde, en dankie vir U seën. Ek spreek 'n seën uit oor elkeen vandag, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou inspireer vandag, en ek wil jou aanmoedig, om mense te begin seën, meer as ooit van tevore. Mag die woorde van jou mond, mag die woorde van my mond, mense seën, sodat hulle die Here kan beleef in elke situasie in hulle lewe. Ek bless jou in Jesus naam. Dankie vir die voorreg dat ek hierdie tyd saam met jou kon spandeer, en mag jy die seën van die Here beleef in alles wat jy doen, in Jesus naam.